JMath. Hierdie is die oefenvideo vir Sigma somme. So kyk watter somme jy wil doen. Ek sal voorstel probeer almal, dit gaan van maklik tot moeilik en vraag 4 is regtig wat jy kan verwag in eksamens. Dit is lekker moeilik. Maar geniet dit. Vraag 1. Kom ons kyk hoe gaan ons hierdie sigma somme doen. So wat hierso staan is, ek gaan van term 1 tot term 20 invervang in die formuletjie wat hulle vir my gee en dit als bymekaar tel. Nou hierso het ek net 'n klein probleem want daar is nie 'n k om by in te vervang nie. So as ek na die eerste formule kyk, is dit 7 mal k, daar is nie ene nie, en ek vervang 'n 1 in. Okay, ek kan dit nie doen nie, so ek gaan aan, as ek dan 2 in vervang, waar k sou wees, ek kan dit ook nie doen nie, so dan bly dit net 7. So ietsie wat jy moet leer, as daar nie 'n veranderlike in 'n sigma som is nie, dan is al die terme net konstant. So in hierdie geval is alles 'n 7 en hoeveel is daar? So n gaan dan gelyk wees aan boonste minus onderste plus 1 en dis net weer 20. So dit wil sê die antwoord, so S20 in hierdie geval is die konstante term maal hoeveel van hulle daar is. So dis net 140. So dis 'n baie maklike som as jy weet waarvoor om te kyk. Vraag B. So in hierdie geval het ek nou 'n k, ek het nie iets anders in die formuletjie nie, maar ek het 'n k, ek kan sien hoeveel terme daar is en ek gaan dit net invervang. So in hierdie geval kan ek dan sê Sn is gelyk aan 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. So ek begin by die onderste getal en ek vervang elke keer net die volgende heelgetal in tot ek by die boonste getal uitkom. En dan is die antwoord van hierdie 5 terme, as ek dit bymekaar tel, gaan net 15 wees. Okay, so waar kry jy jou punte? Jy kry jou punte omdat jy die patroon uitgeskryf het en dan omdat jy die antwoord gekry het. Hetselfde met daai kant en dis hoe jy 2 punte kry. Kom ons kyk gou na vraag 2. Ja, so nou is dit hoe die eintlike somme van sigma lyk. So wat is die stappe wat jy hierso gaan volg? Kyk gou-gou, ek gaan jou gou-gou weer herinner aan wat ons in die video gesê het. Okay, stap 1. Ons moet nou die eerste 3 terme kry van hierdie reeks. So ek gaan net, om term 1 te kry, gaan ek net die 1 gaan invervang. 4 maal 1 min 13, om term 2 te kry, 4 maal 2 min 13, en dan term 3. So altyd die eerste 3, dat jy kan seker wees, is dit meetkundig of rekenkundig. So in hierdie geval, 4 minus 13 geef my minus 9, 8 minus 13 geef my minus 5, 12 minus 13 geef my minus 1. So ek kan sien, daar's 'n positief 4 verskil elke keer. So my volgende een is nou 'n 3 gewees het en dan 'n 7. So as ek die lysie dan net gemaak en ek sien A is gelyk aan minus 9, D is gelyk aan 4, N is gelyk aan boonste minus onderste plus 1, so N is net 20. Die vraag is wat is Sn? So ek kan nou by die groot formule gaan invervang en sê S20 is gelyk aan N op 2, 2A plus N min 1 maal D. En D in hierdie geval was 4, onthou jou hakie daarso. So as ek dit in die sakrekenaar intik, kry ek net 580. Kom ons gaan na vraag B toe. So ek gaan weer presies dieselfde stappe volg. Kry die eerste 3 terme. So om dit in te vervang, gaan ek dan net sê, maar T1 is gelyk aan, en kyk nou baie mooi hierso, ek gaan nie met 'n 1 begin nie, ek begin met die onderste getal, en in hierdie geval is die onderste getal min 3. So, maal 4 tot die mag min 3. As ek dit op die sakrekenaar insit, sê vir my, dis minus 13 op 64. En nou gaan ek ook net term 2 en term 3 so kry. Hier kan ek sien, term 2 is minus 13 op 16, term 3 is minus 13 op 4. Kom ek skryf gou die lysie, A is gelyk aan term 1, so minus 13 op 64, R is gelyk aan, waarmee maal ek elke keer om die volgende een te kry, of ek kan net sê term 2 op 16, gedeel deur term 1, so minus 13 op 64. En in hierdie geval kan ek sien, ek maal met 4 elke keer. Nou moet ek net kyk, hoeveel terme is daar in hierdie reeks, so weer eens, N is gelyk aan die boonste, minus die onderste, onthou jou hakie, plus 1, en dit geef my 14 terme. Ek kan sien, hierdie is 'n meetkundige ry, want ek maal met dieselfde getal, so ek moet nou net die regte formule kies, om hier in te vervang. So S14 is gelyk, weet ek gaan 'n groot breek maak, so A, minus 13 op 64, en dan in 'n hakkie, R tot die mag 14 min 1, alles op 4 min 1. So as ek dit in die sakrekenaar intik,
is daai my antwoord. So moenie skrik as jy so groot antwoord kry of 'n baie groot breek nie. In matriek en veral met meetkundige rye en reekse is dit 'n groot moontlikheid. So, kom ons kyk gou waar sou jy jou punte gekry het. Vir hierdie ene se 4 punte sou jy definitief 'n punt gekry het, omdat jy jou ry uitgeskryf het of jou reeks. Dan omdat jy by die regte formule reg in vervang het, sou ek dan daarso 2 punte gekry het en die laaste punt vir die 580. Volgende som, waar sou ek die 5 punte gekry het? Nou, om die ry uit te geskryf het was nogal complicated, so jy gaan definitief 'n punt kry daar. Dan omdat jy jou regte R uitgewerk het, dan omdat jy en reg uitgewerk het, in vervang het en die regte antwoord gekry het. Okay, dan is hoe dit gegaan met daai. Verstaan julle sigma of is dit nog bietjie tricky? Vraag 3. So nou gooi dit bietjie andersom. Skryf die volgende oor in sigma notasie. Okay, so kom ons kyk gou as ek klaar my sigma teken maak hierso. Ek gaan altyd hieronder begin met 'n 1, maak nie saak hoe die patroon lyk nie. Ek gaan altyd begin met 'n 1. Ons gebruik 'n K, jy kan enigiets gebruik, pas op net om 'n N te gebruik. Dit is altyd baie beter om 'n ander letter van die alfabet te gebruik. So K is baie veilig. Nou moet ek gaan uitwerk hoeveel terme is daar in hierdie reeks en ek moet gaan uitwerk wat is die TN formule van hierdie reeks. As ek dit het, vervang ek dit net daarin en dan is dit die antwoord van die vraag. So kom ons kyk gou, wat kan ons sien uit hierdie groen blokkie wat hulle hierbo vir my gee? Ek kan sien dat A -2 gaan wees. Ek kan sien dat R 14 gedeel deur -2, so -7 gaan wees. Ek weet nie wat's N nie. Ek weet hierdie patroon eindig met die 33.000, maar ek weet nie hoeveel spasies hulle skiep daar by daai kolletjie nie. So in hierdie geval gee hulle vir my TN se waarde, omdat daai laaste ene daarso is. So ek gaan hierdie som begin deur TN te gebruik. So TN is gelyk aan, hierdie is meetkundig, so -2 maal R tot die mag N min 1. So, ek wil N uitwerk en ek het TN. So ek gaan dit dadelik daar gaan invervang. 33614 is gelyk aan -2 maal -7 tot die mag N min 1. Stap 1, deel al twee kante met -2, gee vir my -16.807 is dan gelyk aan -7 tot die mag N min 1. Nou kan ek daai gaan shift fact en hy gaan vir my sê die antwoord is 7 tot die mag 5. Maar kyk baie mooi, die regterkant het 'n minus gehad, so dit beteken die linkerkant het ook 'n minus gehad. Ek sien dit net nie omdat daar ewe eksponente en al so aan is. So onthou net dat jou grondtalle presies dieselfde moet wees. Nou omdat die grondtalle dieselfde is, kan dit wegval en dan is dit 5 plus 1 gaan gelyk wees aan N. So N is 'n 6. So dis hoekom ek nie gesien het daai 33.000 het actually 'n minus gehad nie, want dit was -7 tot die mag 6 gewees, wat dan die minusse uitkanselleer. So, nou moet ek dit oorskryf in sigma notasie. Ek weet nou hierdie patroon gaan net tot by die 6de term en dan moet ek net die TN formule insit en dit gaan wees -2 maal -7 tot die mag K min 1. Jy gaan actually 'n punt verloor as jou onderste waarde 'n N is of 'n K is en jou TN het 'n N in. So maak seker daai twee stem saam met mekaar. So as jy daar K gebruik het, moet jy daar K gebruik, anders gaan jy 'n punt verloor. Kom ons kyk gou waar sou ek my 5 punte gekry het vir hierdie som. So ek gaan definitief 'n punt kry omdat ek TN uitgewerk het en omdat ek TN reg in vervang het is nog 'n punt. Dan omdat ek die 33.000 gelyk gestel het aan TN en dan die 6 uitgewerk het hierbo. So ek kry 'n punt vir daai 6 en dan kry ek 'n punt omdat sigma se vorm reg lyk vir hulle. Dis hy, hoe sou jy gedoen het met hierdie vraag? Sou jy 5 uit 5 gekry het? Ek dink nie hy's te moeilik nie. Jy moet dit altyd onthou. As ek nie weet wat die boonste getal is nie, is dit 'n TN som en nie actually 'n SN som nie. Vraag 4a. Nou, kyk baie mooi, dit is weer 'n sigma som, maar hierdie keer gee hulle vir my die antwoord, so hulle gee vir my SN en hulle vra vir my werk uit wat is P of hoeveel het ek bymekaar getel om daar uit te kom. So ons gaan dan net gou-gou weer die lysie maak soos altyd. Maar voor ons die lysie kan maak, moet ek eers uitvind wat is term 1, 2 en 3, sodat ek kan sien is dit meetkundig of rekenkundig. So term 1 in hierdie geval is dan 4 maal 3 plus 3, sodat ek begin nie by 1 nie, ek begin by die onderste getal. Dit gee vir my 15. Term 2, 4 maal 4 plus 3 gee vir my 19 en dan term 3, 4 maal 5 plus 3 gee vir my 23. Uit dit uit kan ek sien A is 15, D is 4 en dis 'n veranderlike, so ek weet dit is boonste minus onderste plus 1, so P minus 2 gaan N wees, ek gaan dit los tot heel laaste voordat ek dit gebruik,
En dan, in hierdie geval, sê hulle vir my wat SN is. So SN is 1575. Nou kan ek dit gaan invervang in die SN formule, en dan probeer uitwerk hoeveel terme daar is, en dit gaan ek gebruik om P te kry. So, ek gaan begin met SN is gelyk aan N op 2. Nou, ek gaan nie die P min 2 nou gebruik nie. Ek gaan net skryf N. Aan die heel einde gaan ons die P insit. So, N op 2 is gelyk aan 2 maal 15 plus N minus 1 en dan my D-waarde. Ons sê, ek hou nie van bereken nie, so ek gaan dadelik maal met 2, dit gee vir my 3150, is gelyk aan N, ek kan hier so 'n bietjie vereenvoudig, so ek kan sê dis 30, plus 4N minus 4, en nou gaan ek mik om 'n 3 term te kry, so ek gaan die N inmaal, en eventually gaan ek dit gelykstel aan 0, en die 3150 oorvat, so ek gaan dit sommer nou in een stap doen hierso, so ek weet as ek daai N inmaal, kry ek 4N kwadraat, 30 minus 4 gee vir my 26, so 26N minus 3150. Nou, daar is party onder ons wat slim genoeg is om daai 3 terme in hulle kop te doen. As jy nie een van daai is nie, ek is ook nie, dan skryf jy die kwadratiese formule uit en kry jou 2 antwoorde. So N is gelyk aan min B plus minus die vierkantswortel van B kwadraat minus 4A maal C. 3150. En dit alles op 2A. So nou as jy dit intik, gaan jy jou 2 antwoorde kry, en onthou, N mag nie negatief wees nie, en dit mag ook nie 'n desimaal wees nie. So my calculator sê vir my die antwoord is 31,5, en is actually 'n minus, of die antwoord is 25. Nou ek weet, hy kan nie minus of negatief wees nie, so ek gaan klaar daarso 'n streep deurtrek, en weet, dit is nie daai ene nie. Maar die vraag was, wat is P? So nou gaan ek terug na my boonste ene wat sê, die getal terme is gelyk aan P minus 2, so dan kan ek sê, N is gelyk aan P minus 2, ek het nou net gesê N is 25, so P moet dan 27 wees, en dit is wat hulle my gevra het, aanvanklik in hierdie som. Kom ons kyk gou waar jy jou punte kry. Jy gaan definitief punte kry omdat jy jou ry uitgeskryf het, en dan omdat jy A, D en N korrek geïdentifiseer het. Dan omdat ek invervang het in die regte formule, omdat ek 'n 3 term gekry het, vir my 2 N-waardes, en dan omdat jy die regte vraag geantwoord het en vir hulle gesê het wat is P. So daar's hy. Sien julle hoe lyk dit in 'n eksamen? En dit tel baie punte, en as jy 'n fout maak aan die heel begin, dan kan dit jou groot kos deur die som. So hulle gaan sommer jou fout merk, maar ook net op 'n punt. As jy 2 foute in 'n som maak, gaan baie onderwysers ophou merk. So fokus baie mooi met hierdie. Kom ons kyk gou na die laaste vraag. Okay, vraag B. So weer eens gaan ek begin deur om te kyk wat is my eerste 3 terme. So term 1 gaan ek kry as ek K gelykstel aan minus 2. So min 8 maal minus 'n half, en dan in K se plek sit ek minus 2 minus 1. Dit sê my calculator vir my is 64. So T2 min 8 min 'n half tot die mag minus 1, sakrekenaar sê vir my dit is actually minus 32, en dan doen ek net die derde ene ook. Tot die mag 0 minus 1, en in hierdie geval is dit net 16. So, my lysie, A is gelyk aan 64, R in hierdie geval, okay, kom ons doen net gou eers, is dit meetkundig of rekenkundig? So, wat plus of minus ek? Hierso, ek minus baie, so minus 32, minus 64, gee vir my minus iets in die 90s, en dan tussen hierdie twee het ek nie iets geminus in die 90s nie. So ek kan sien ek minus nie 'n konstante verskil nie, so dis nie rekenkundig nie. Maar, kom ons toets of dit meetkundig is, 64 gedeel deur 2 is 32, 32 gedeel deur 2 is 16. Daar's 'n plus en 'n minus en 'n plus, so ek weet my R-waarde is dan minus 'n half, omdat die teken verander en omdat die waarde actually halveer elke keer. Nou, wat is N, of die getal terme, gaan wees bo, minus onder, plus 1. So ek kan dit vereenvoudig na P plus 3. Hulle gee hierso weer vir my SN, so ek kan dit al klaar gaan inskryf, en dan weet ek waarmee my SN formule gaan begin. So hierdie was 'n meetkundige reeks, so ek gaan begin met die meetkundige SN formule. So 85 op 2 is gelyk aan groot breek A maal R, sit hom asseblief in sy eie hakkie, tot die mag N minus 1 op R minus 1. So nou moet ek lekker algebra hierso. Eerste stap, ek hou nie van breke nie, so ek gaan aan die regterkant, gee daai vir my minus 1,5 of minus 3 op 2. Eerste ding wat ek gaan doen is, ek gaan dit wegmaal na die linkerkant toe. So as ek sê 85 op 2 maal minus 3 op 2, gee dit vir my 'n waarde van minus 63,75.
Okay, ek gaan nie te veel stappe in een doen nie, maar as jy gemaklik is daarmee, dan mag jy 1 of 2 stappe gelyk doen. Maak net seker is nie te mekaar vir jou onderwyser nie. Nou gaan ek al twee kante deel met 64. So dit gee vir my minus 255 op 256 is gelyk aan minus half tot die mag n en dan 'n groot minus 1. As ek daai minus 1 oorvat en ek plus hom aan die ander kant, dan word hierdie 1 op 256 is gelyk aan minus 'n half tot die mag n. Ek wil die grondtalle dieselfde hê aan al twee kante, so ek gaan net 256 gaan shift fact. Jy mag ook logs gebruik hierso. So, sakrekenaar sê vir my hierdie is 2 tot die mag 8. So ek weet omdat dit begin het as 'n breek en as 'n minus, is dit actually minus 'n half tot die mag 8. Die ewe eksponent kanselleer net die minus en dis hoekom my sakrekenaar dit nie vir my kan gee of wys nie. So in hierdie geval as die grondtalle dieselfde is, nou weet ek n is dan 8. So ek gaan sommer hierso skryf. Maar onthou om die actual vraag te antwoord. Die vraag was nie wat is n nie, die vraag was wat is p. So nou kan ek gaan sê maar 8 moet dan gelyk wees aan p plus 3 as ek nou terug gaan na daai formule daarso toe. En p is dan 5. Daar het ek nou hulle vraag geantwoord. Waar kry ek my 6 punte? Definitief omdat jy die reeks uitgeskryf het, dan omdat jy al jou waardes daarbo reg gekry het, omdat jy die SN formule gebruik het en reg in vervang het, kry jy 'n punt. Dan gaan jy 'n punt kry omdat jy by die shift fact gedeelte van die som uitgekom het. Dan omdat jy n gekry het en dan omdat jy die vraag geantwoord het en gesê het p is 5. Daar's hy. So ek weet sigma was 'n nuwe ding en van hierdie somme is regtig complicated, maar as jy die stappe volg, dan kan jy enige sigma som doen. Ons gaan in die eksamen video gaan ek vir julle nog moeiliker sigma somme wys waar hulle 2 sigma somme aan elke kant van die is gelyk aan het en jy moet goeders uitwerk en oorvat, maar dit gebeur nie baie nie. So as jy hierdie video se somme kan doen, dan is jy op 'n baie goeie plek. If this video helped you, please like and subscribe. JJ Math.